Julle skreeu, pas op, pas op. Ja, dis Kom is ons sê dit gou. 1, 2, 3. Gevaar! Pas op. Pas op! Ek hoor julle nie, maatjies. Kom probeer weer oom Tempo. Okay, 1, 2, 3. Stop! Gevaar! O, nou is ek weer mekaar. Oom Tempo, wat moet ons nou weer roep? kom ons sê stop, gevaar. Okay, kom ons probeer weer. Oom, ons oefen nou eers. Okay. Gaan jy saam Gaan julle sê? saam oefen? Ons gaan weer tel. 1, 2, 3. Stop! Gevaar! Okay, so julle sal nou waarsku as iemand hier aankom, reg? Is julle reg? Okay, ons gaan gou die ander diere gaan waarsku. O, jette Leandre, jy moet ook waarsku, hoor? Kom, Tinkie. Okay, kom ons gaan. Ek gaan... Tinkie. Ek moet Leandre, wil jy waarsku nie? Hallo, maatjies. Hoe gaan dit met julle? Ek Stoeko, wat is julle name? Dit is 'n mooi naam. Julle het almal mooi name. Dis my oom Janie, hy's baie oud. Ek is nie so oud nie, ek lyk tog net so oud. Ja, dis wat hom nog altyd sê. Ja, jy weet ek is nie so oud nie, man. Maar weet hom wat? Wat? Weet julle maatjies wat? Ek het 'n geheim. Ek wil weet wat is daai geheim? Sagter oom. Okay, vertel my dat ek hoor. Okay, maatjies, hier was gister 'n partytjie. Rarof, Dink julle hulle het dalk goed agtergelos? ek weet nie, ons sal moet kyk. Kom ons gaan kyk. Maatjies, gaan julle ons help kyk? Ja. Okay, oom. Oom gaan regs en ek gaan links. Okay, is reg. Okay, ek gaan soek. Ons gaan soek, maatjies. Wat is nou so gevaarlik? Oom, maar ek is nie van plan om in die modder te gaan soek nie. Maar ek gaan goed gaan soek. Hier het ek iets. Dis sweeties. Maar nou die nadeel, maatjies, is Tokko eet nie sweeties nie. Hy hou nie van sweeties nie. So dit gaan niks werk nie. Dalk moet ek nog gaan soek. Ek het ook iets gekry, maar ag, dis net 'n plastiek sak. Hoekom los die mense hulle sakke hier? O, ek het nog iets. Ag, dis ook niks werk. Dis papier. O, nog iets. Hoekom los die mense soveel papiere? Hier het ek 'n bal gekry, maatjies. Dink jy dit Tokko gaan van dit hou? Kom ons kyk. Maar waar is Tokko nou? Dalk moet ons hom roep. Okay, gaan ons saam roep, maatjies? Okay, ons gaan roep. 1, 2, 3. Tokko! Tokko! Oom, soek my. Ja, ek soek jou. Vir wat soek oom my? Ek het 'n bal gekry, wil jy bal speel? Ja, oom, ek hou baie van bal speel. Okay, ek gaan hom vir jou gooi op 3. 1, 2, 3. Ek het hom, oom. So Mooi Tokko. Ja, ek soek hom natuurlik terug. kyk, vang. Ek gaan hom weer vir jou gooi, maar ek gaan hom my hardste gooi. Moenie iets breek nie, oom. Nee, ek sal nie, ek sal maar probeer, jy weet. Okay, kom hy. 1, 2, 3. O, oom, ek het hom nie gevang nie. Nee, maar Tokko, Tokko sê jy gaan hom vang. Nee, oom het te hard gegooi. Ja, maar Tokko sê ek is oud, ek kan nie so hard gooi nie. Ja, oom, ek was verkeerd. Ja, sien jy, jy is verkeerd, ek is nie so oud nie. Die maatjie sê hy's in die modder. Ag nee, dan moet ons hom gaan uithaal. Ja, daar moet ons hom uithaal. Die maatjie sê dit is gevaarlik, oom. Nee, maar jy is dus jong, jy kan ons vinnig in en uit gaan, jy sal nie vassit nie. Ja, hulle praat seker van oom. Maar sê oom is blind. Nee, ek sien se blind nie, ek sien nie geel bal wat aan die ander kant lê. Ja, so sê oom, dis okay om uit te gaan.
Ja, dit is ook om in te gaan. Jy was jonk, jy's vinnig. Maar ouma sê dis gevaarlik. Nee, wat, hulle weet nie hoe sterk is jy nie. Maar die bal is ook rooi oom, omdat gesê hy is geel. Ek dink oom moet 'n bietjie 'n ooghart sien. Ek sal dit gaan doen, ja. Maar ons moet nou eers die bal kry sodat ons verder kan speel. Okay, ek gaan ingaan vir die bal oom. Kyk maatjies, ek is lekker sterk. Hulle sê nog steeds is gevaarlik. Maatjies, ek is sterk genoeg. Ek sal fyn wees. Oom, ek het die bal oom, hy is onder die modder. Maar oom, ek kan nie uit nie oom. Ag nee, Toku. Hoekom sit jy vas? Ek het jou gesê jy moet nie vassit nie. Oom, hierdie modder is nie normale modder nie. Is dit nie normale modder nie? Wat se modder is dit dan? Ek weet nie oom, maar ek sit vas. Wat gaan ons nou doen? Maatjies, wat gaan ons nou doen? Oom, ek weet nie, maar oom moet my help. Maatjies, laat ons dink wat ons moet doen. Dan moet ek gaan kyk om 'n tak te kry. Kom ek gaan soek bietjie. Oom moet vinnig maak. Die maatjie sê ek moenie beweeg nie. Toku, ek kry nie 'n takkie. Dan moet ek net inkom en jou kom uittrek. Nee, oom het homself gesê, oom is swak. Nee, ek is nie so swak nie. Ek gesien hoe hard het ek die bal gegooi. As ek vassit, sal jy ook vassit, oom. Nee, ek dink nie so nie. Ek gaan net inkom. Hier kom ek. Nee, oom, dis 'n slegte idee. Oom, Oei, ek sit vas. nou trek oom my nog vinniger af. Die maatjies het ons gewaarsku, maar ons wou nie luister nie. Ons moet roep. Ek sit vas. Oom, jy trek ons af. Dan moet ons skree vir help. Help! 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 Maatjies, help ons Iemand roep om hulp. Help! Maatjies, hoekom het hulle nie die apies gou aan? Waarsku nie. Het julle hulle gewaarsku? Ek sê Ek dit. gaan gou gaan kyk of ek iets kan kry om hulle te help. Oom, wat gaan Ek oom het 'n tou probeer? gekry. Kom ek gaan help hulle gou, kyk of ons hulle kan uitkry. Help ons, Tempo. Ek sal die tou. Ek het hom. 1 2 3. Ons is uit. Ons is veilig. Dankie, Tempo. Maar julle twee is nou vuil. Ek dink ons moet gesorg dat julle twee skoon kom. Maar hoekom was julle twee apies so ongehoorsaam? Ons het gesê julle moenie daarin gaan nie. Julle apies was baie stout. Kom ons gaan maak julle skoon by die dam. Dankie, maatjies. Ons sal volgende keer luister. Bye. Hi, maatjies. Het julle die poppenkas geniet? Ek het hulle nie geluister nie, maar dalk het julle nie hard genoeg geskree stop nie. Dink jy nie so nie? Het julle gewaarsku? Is julle seker julle het goed gewaarsku? Hæ? Ek dink hulle het gedink julle oordryf 'n bietjie. Hulle het gedink dis nie regtig so erg nie, né? Die dryfsand is mos nie so gevaarlik nie. Dink julle dis okay vir Apie om so nou en dan uit te kom? Maar dink julle nie Toku sou uitkom nie? Is die koe nie sterk genoeg nie? Wat as daar 'n groot gorilla opkom? Dink jy hy sal dan kan uitkom? Nou, maats, ek wil gou-gou hoor by julle. Dink julle dit was moeilik om in die sand in te gaan, in die dryfsand? Was dit maklik? Het hulle nie gesukkel om in te gaan nie? Maar toe is dit nie so maklik om weer uit te kom nie, né? Tog. Nou ek wil hê ons moet gou-gou dink aan hierdie dryfsand. Ons het gesien dis baie gevaarlik, né? En dit is sommer baie maklik om in dit in te gaan, maar dit was toe nie so maklik om uit te gaan nie. So weet julle waarna hierdie dryfsand my dink? Kan julle dink aan iets wat soos die dryfsand is, wat baie gevaarlik is? Dit is maklik om daarin te gaan, maar dit is moeilik om uit te kom. En as jy daarin bly, wat gebeur? En wat gebeur as die Apie diep genoeg sink? Wat gaan gebeur? Hy gaan dood.
dood gaan, né? So dis eintlik baie ernstig. Kan jy dink aan nog iets wat so baie gevaarlik is? Want as jy tot binne bly, dan gaan jy dood. Kan jy nog iets dink? Miskien moet ek vir julle help. Ek het dit hierso neergeskryf. Wat staan hierso? Nou weet julle wat, hierdie dryfsand laat my dink aan sonde, want sonde kan lyk asof dit nie eintlik so erg is nie, né? Maar op die ou einde is dit baie ernstig. Wie kan my gaan help? Wat is sondes? Wat is sonde? Kan julle vir my noem? Wat is 'n paar goeders wat ons kinders doen wat sonde is? Ja. Okay, jy. Steel? Ja, wat nog? Wie kan nog? Okay, nog iets. Ja, as jy nie die waarheid praat nie. Ja, wat nog? Ja, ek hoop julle kinders doen dit nie, maar ja, doodmaak is ook sonde. Sien. Ja. Weet jy, kom ons moet nie mense skiet nie, né? Ja, dit's baie verkeerd, né? Dit is sonde, né? Okay, so ons het gesien, as ek nie die waarheid praat nie, is dit sonde. As ek steel, as ek iets wat nie myne is nie, is dit sonde. Of as ek iemand seermaak, né, want dan het ek hulle mos nie lief nie, dis sonde. Wat van as ek baie kwaad is? Ek gaan nie meer met jou speel nie. Ek is nou so kwaad vir jou, is dit reg? Wat noem ons dit? Sonde, né? Ek wil julle gaan so met my sê. Sonde is enigiets wat ons dink, wys gou so na julle kop toe. Enigiets wat ons dink, of wat ons sê, of wat ons doen, wat God se wet breek. Okay, nog 'n keer. Sonde is enigiets wat ons dink, of wat jy sê, of wat jy doen, wat God se wet breek. Nee, dit maak Jesus se hart seer. Dis goed wat hy gesê het ons moenie doen nie. En dan doen ons dit, of as hy sê ons moet mekaar lief hê en ons doen nie dit nie, dan is dit sonde. Kan ons maklik daarin kom? Dit is eintlik so baie maklik om sonde te doen. Weet jy wat? Jy leer nie van 'n klein babatjie om te skree en te baklei nie. Hulle begin dit sommer self van self doen, nee. Want dit is so maklik om nie in te kom. Nou die Bybel leer vir ons dat ons almal al verkeerde goed gedoen het. In Romeine 3 vers 23 lees ons dat ons het almal al gesondig. Elkeen van ons wat hier so sit vandag, die ooms en tannies, die oupas en oumas en elke maatjie wat hier sit, ons het almal al verkeerde goed gedoen. So dink julle ons is soos toekoe wat hier binne in die modder is, of is ons hier buite? Ek dink ons is almal soos iemand wat in die sonde vassit. Nou wil ek volgende hoor. As dit so gevaarlik is om in hierdie dryfsand te wees, hoekom het Tuku en Janie nie net uitgeklim nie? Ai, dis mos dom. Hoekom klim hulle nie net uit nie? Hoekom het hulle uitgeklim nie, Andri? Ja, Lirike? Oh, hulle het vasgesit. So jy sê hulle kon nie hulle self uittrek nie. Wat daarvan as hulle maag so diep as moontlik intrek en aan hulle ore trek en hard genoeg aan hulle ore inmodder is hulle somme 1, 2, 3. Dink jy dit gaan werk? Nou, dink julle ons, mense kan onsself uit die sonde uittrek? Kan ons sommer net ewe skielik losgaan van die sonde? En dit is wat Jesus vir ons leer in Johannes hoofstuk 8 sê Jesus, voorwaar, dit beteken hy beloof, dit is so. Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, met ander woorde as jy hier in die sonde is, dan is jy 'n diensknegt van die sonde. Jy kan nie self uit nie, jy is 'n slaaf van sonde, dis asof dit jou vasbind. En net jy al probeer om op te hou sonde te doen, dan doen jy dit net nog 'n keer en nog 'n keer. Jy kan nie self uitkom nie. Nou, kom ons kyk wat sê die Bybel, wat gaan gebeur as jy in die sonde bly? Kan jy hulle gou raai vat, wat gaan gebeur as jy in sonde bly? Ja. Jy gaan duiwel toe, né? Dit is in die hel waar God nie is nie, né? Ons praat daarvan as geestelike dood. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Dit beteken, as ons in die sonde bly, en ons gaan dood,
dan is ons vir altyd en altyd van God weggeskei. En ons kan nie onsself nie uittrek nie, so ons het 'n groot probleem, nê? Nou wat het apies op die ouend gedoen toe hulle besef hulle het 'n groot probleem? Wat het hulle gedoen? Wie kan vir my help? Jonerika. Hulle het geskree, asseblief help ons kan nie self uit nie. Help, help. En hulle geroep en toe het iemand gekom om hulle te help. Wie het gekom? Kan jy onthou wat sy naam? Tiertjie, wat was Tiertjie se naam? Tembo. Nee, toe kom Tembo en Tembo trek vir hulle albei uit die modder uit. Met 'n tou, ja. Wie is daar wat vir ons uit die sonde uit kan help as ons roep? Jesus, baie mooi. Jesus is die enigste een wat ons uit kan help. Ek wil gou vir julle hoor, hoekom kon oom Janie nie vir Tuku uittrek nie? Sê vir my, hoekom het oom Janie nie hom kon uittrek nie? Ja. Okay, hy is te oud, maar wat het nog gebeur? Hy het mos ook in die modder vasgesit. Dink julle oom Janie kan vir Tuku uittrek terwyl hy ook in die modder sit? En dis hoekom ons kan nie vir mekaar eendag ons sondes wegvat nie, nê? Jesus is die enigste een wat jou en my uit die sonde kan haal, want Jesus het nog nooit sonde gedoen nie. Verstaan julle dit? Dis hoekom Jesus is die enigste een wat jou en my uit die sonde uit kan haal. Hy het nog nooit sonde gedoen nie. Hy het 'n perfekte lewe gelei en toe op 'n dag toe roep hulle almal, maak hom dood, kruisig hom, en hulle slaan hom met spykers vas aan die kruis. En Jesus gaan dood op die kruis vir die leuns wat ek en jy vertel het, wat hy nooit vertel het nie. Vir die lelike goed wat ons gedoen het, wat Jesus nooit gedoen het. Hy betaal met sy bloed en dis hoekom dis 'n rooi papier. Sien julle die kruis? Dit herinner ons aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Hy betaal met sy eie bloed sodat jy en ek vergewe kan word. Maar wat moet ek en jy doen? En natuurlik, wat het na 3 dae gebeur? Julle weet baie goed. Nadat Jesus dood gegaan het, hy het opgestaan uit die dood, hy het lewendig geword. En daarom beloof hy, as ons besef, Here, ek het 'n probleem, ek is hier in die sonde vas. Ek kan nie myself uitkry nie. En jy roep die naam van die Here aan. Jy sê, Here, help my. Ek kan nie self nie. Asseblief maak my los van die sonde. Dan beloof Jesus, hy sal kom en hy sal jou uit die sonde uithaal. Verstaan julle dit, maatjies? Nou, ons het elkeen al verkeerde dinge gedoen, hè? En ek hoop dat daar nie vandag nog iemand hier so vassit in die sonde nie. Maar as jy vandag besef, ek sit nog hier vas in die sonde, ek het al probeer om op te hou verkeerde gedoen en ek kry dit reg nie. Wat moet jy doen? Jy moet roep na Jesus vandag. Hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy na hom roep, dan haal hy vir jou uit die sonde uit. En hy red jou, sodat jy nie hoef te sterwe in jou sondes nie. Okay, dit is wat Jesus vir jou kan doen. Hy is die enigste antwoord. Nou kom ons maak gou ons oogies toe. Dan gaan ek gou vir ons afsluitende gebed. En dan gaan ons aangaan met die program. Maak almal se oogies mooi styf toe, dan bid ons, dan sê ons Jesus dankie dat hy vir ons so lief gehad het. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons so lief het. U sien ons in ons nood. As ons dalk vandag nog vassit daar in die sonde en ons besef ons kan nie onsself uitkry nie. Ons het dalk al soveel goeie dinge probeer doen, maar dalk sit ons nog vandag vas in die sonde. Here, bid ek vir elkeen van ons maatjies, elkeen wat vanoggend hier sit. As ek nog vassit in my sonde, dan weet ons, U gee vir ons belofte. Ons kan net tot U roep en U kom red ons uit. Want Jesus, U het geen sonde gehad nie en U het vir ons op die kruis betaal sodat ons vergewe kan word en gered kan word. Help ons dan ook om vir ander te gaan vertel. Pas op. Die sonde lyk so onskuldig, maar eintlik is dit so gevaarlik dat ons ver weg van dit sal bly, sodat ons vir U kan lewe. Seën U vir ons elkeen van die maatjies en help ons dat ons vir U sal lewe. In Jesus se naam, amen.